Eerstens is ek ook dankbaar vir die Here, aan die man van God wat hy geleentheid geskep het, om vanaand 'n woord aan u te los. En ek wil my boodskap titel, sy is verlos. Sê vir die persoon langs jou so, sy is verlos. Sy is verlos. As die duiwel gedink en hy kan jou kry van 'n 9 maande Christen of 'n 11 maande Christen brother, ek wil vir jou sê, sy is verlos. As ek dink dat hy kan jou na siekbed vasbind, ek wil vir jou sê, sy is verlos. As ek dink dat hy kan jou kan stay en jy kan na 'n bootjie, ek wil vir jou sê, sy is verlos. Sy is verlos. As hy verlos is, en hy bid brother, dan is hy verlos, hy is verlos. Dat ek kan saamgaan. Is verlos tussen die plek. Is verlos tussen die plek. En terwyl jy praat, as jy iets besig om los te breek aan die gees man, sy kan dalk wees wat iets gebeur by jou huis. Sy kan dalk wees wat iets gebeur by jou huis. Mense gaan los word by jou huis. So sy dit in die Here prys. Om by jou huis te gebeur. Dit is festive season. Ek kan vir dit sê, festive het nog wel sy eie kultuur. Dit het niks meer te doen met Jesus. Die wêreld het nog sy eie kultuur. Want jy voel nie eens lekker as daar nie spesifieke song speel nie. Sy voel nie eens lekker as jy besig om te braai en daar speel die musiekie. Sien hoe die kultuur aan jou aangetast het nou al. Sy as jy 'n vleisie braai, dan moet daar 'n boef iemand vies. Want dan voel jy dit deel van festive. Want dan sê die ander braai vir jou diener, jy braai en proeg jou. Want daar is niks musiekie. Van die kultuur is nou as jy, dan moet muziek wees, sodat sy jou kan geniet. Maar die Bybel sê, verlustig jou aan die ding van die Here, en dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Hier is 'n ander kultuur by die kerk, daar is nie nodig van musiekie, daar is nie nodig van 'n doefie. Van die kerk het sy eie kultuur. Die kerk het sy eie kultuur. Nou as ons nie versigtig is, dan kan ons saamgesleep word deur die kultuur van die wêreld. En dan houdt sy nie meer 'n holiday nie. Amen? Dan is dit iets anders wat sy hou. Want sy is in ieder veronderstel om 'n holiday te hou. Come on. Het iemand daai gehoor? Sy is nie op 'n holiday nie. Sy is op 'n holiday. Dankie man van die Here dat die nog kerk gehou het. Maar in Pose, want dan is hoe die kerke leeg. Daar word nie 'n kerk gehou nie, van die mense hou nou fees. Hulle is nog deel van die wereldse kultuur. Maar dat sê Here so hard as wat die vyand werk. Moet die kerk opver. Daar moet nog gebid word. Daar moet nog gepreek word. As jy die vyand vakansie gaan. Die vyand is nou eers op sy heuwelse. So dit beteken, as hy 3 minute gebid het, dan het sy multiply. Na 6 minute. As hy net 3 ure gehoorship het, oh, thank you Lord, en as klaar. Nee, nou sê sy eers doen, ek het die vrede. Dan moet sy eers begin. Want sy is besig om oorlog te voer. Die kultuur, waar gaan die gelowiges ook saamgesleep word. Maar dan sê God het 'n woord aan PLC gestuur. Julle is verlos. Julle is verlos, julle is verlos. Julle is verlos. Ga saam met die woord van die Here. In Matteus 1. In Matteus 1. Ek gaan lees van die 20ste vers af. Ek gaan lees van die 20ste vers af. Matteus 1 vanaf vers 20. Die Bybel sê, terwyl hy dit in gedagte gehad het, dis my Josef, om net vir in te lei, Josef het gehoor dat sy meisie swanger is. Nou hoe kan dit wees, want ons het nog nie gemeenskap gehad nie. Sy moet seker 'n ander man het. Come on man. Kom ons bring het gewoon na toe. Sy is swanger, en daar is geen bewyse dat sy ooit saam met my gemeenskap gehad het nie.
Ons is verloof. So kinders is hier 'n fout. Want ons het nog nie gemeenskap gehad nie. Ek is getrou aan die wet van Moses en sy sê nou vir my dat sy is swanger, 'n kandidisie. Something's wrong. Ek sal dit dan ondersoek, waar is jou phone? Dat ek hier op WhatsApp boodskap begin. Dat ek 'n bietjie hier op Facebook boodskap begin, want dit kan nie visie. Iemand moet 'n skelm wees. Dit is nog met my. Hoe kan dit wees dat hy swanger was? Maar jy sien, iets natuurlijk het nie met Maria gebeur nie. Iets bo-natuurlijk het met Maria gebeur. En sy kan het nie beskryf nie. Sy weet nie hoe dit gebeur het nie. Maar dit het gebeur uit 'n bo-natuurlijk oogpunt uit. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Maar skielik was die man, hy was 'n sondaar. Hy was 'n agterkomer. Maar ek weet nie wat gebeur met die man nie. Ek wil vir jou sê dat daar is natuurlijk, bo-natuurlijk daar iets gebeur met hierdie man. Maar Josef het dit in gedagte, die Bybel sê, dat terwyl hy dit in gedagte het om haar te los, omdat hy nie vir haar die skande wil bring nie. Hy sê toe, althans, terwyl hy dit in gedagte het, daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees nie, om met Maria te trou nie, van wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Wat gebeur, dit kom van die Heilige Gees. Sy kan dokter toe gaan, maar dit gaan niks baat nie, dit gaan nie iets verduidelik nie. Sy kan maar na watse profeet toe gaan, dit gaan dit nie verduidelik nie. Daar was geskrywe dat die Messia gaan kom. In die Deuteronomium lees ons dat hy sal gebore word. En daar was geprofeteer oor die Christus wat sal kom. Amen. En as hy ooit 'n bewys dan soek, dan moet hy teruggaan na die Heilige Skrifte toe, om dit daar te gaan soek. Want die Heilige Skrifte het geprofeteer. Jesaja het geprofeteer, want 'n kind is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee. En die heerskappy sit op sy skouers. En hy word genoem wonderbaar. En hy word genoem die raadsman. Hy word genoem die vredevors. Hy word genoem die ewige Vader. En aan sy koninkryk sal daar nie 'n einde kom nie. Daar was geskryf gewees. Amen. So dit was alreeds geprofeteer. Maar die Bybel sê in vers 21, die engel sê toe, sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy, hier kom het nou, want dit is hy, wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En die hele kerk sê amen. Die hele kerk sê amen. Sê iemand sê ek is verlos. Iemand sê die Here het gekom om my van my sonde te verlos. Die Here het gekom om my van my sonde te verlos. Ek is verlos deur die bloed van die lam. Halleluja, halleluja. U mag my Bybels toemaak, halleluja. Dan kan u gou vir my luister en dan kan ons gou die woord opbreek. Ek glo aan die woord van die Here moet altyd opgebreek word. Halleluja. En niet soms dan verstaan mense nie die woord van die Here as jy daar uitstap nie. Die Bybel sê dat sommige leef op melk, sommige het dan nodig van vaste spys. En 'n mens moet altyd respekteer op wat sy lewe sy is. Halleluja. So ons maak die woord van die Here so minimaal en letterlik, sodat jy kan hoor, dat jy kan verstaan. Halleluja. Dis in die tyd wat die Here praat oor jou identiteit. Die Here sê vir my, denk, we gaan sê vir die volk van die Here, dat as hulle nie weet wie hulle is in Christus nie, dan gaan die vyand vir hulle kry. As daar een ding is wat die vyand wil hê, is dat daar moet 'n identiteitsverwarring by jou wees. En ek sien, as hy jou kan doodmaak nog voor jy jou identiteit ken, dan kan hy maak dat hy nie by jou destinasie uitkom nie. En op die ouen van die dag is dit dalk jy gewees wat die volk sou kon gelei het, maar hy wil jou doodmaak. En ons lees hierdie beginsel, sy toe Herodes die kindjies almal dood wil maak. Indien hy al die kinders doodgemaak,
daai seuns doodgemaak in daardie land wat onder dan 2 jaar oud was. Hy het nie geweet waar Jesus was nie. Toe moes hy almal maar doodmaak onder daardie ouderdom om net seker te maak. Dan ek vang hom dan. So hy wou eintlik die identiteit doodmaak. Wat is wat ek sê? En as die vyand jou kan doodmaak nog voordat hy groei, dan het die kerk 'n probleem. Dan het die kerk 'n probleem. Die wêreld het 'n probleem van sy gaan op wêreld toe. Maar die kerk sit nou met 'n probleem op die oom van die dag, want sy sê die evangelis wat in die pap sit. Sy is 'n apostel wat in die veld sit. Amen. Sy's 'n leraar wat iewers in die wêreld is, wat veronderstel was om voeding te gee vir die kinders van die Here. En nou gebeur hierdie ding dat sy weet wie sy is in Christus. En wanneer sy weet wie sy is in Christus en sy het die identiteit nog nie ontdek nie, dan kan sy vir jare in die kerk sit en dat beteken sy ook niks nie. Dan word sy gedaante van God saligheid. Maar die Bybel sê dat ons groei in die kennis van God. Amen, dat ons groei in die kennis van God. Nou, kom ek kan ons eens hemel toe gaan. Kan ons eens hemel toe gaan. As jy reg, ons gaan gewoon eens hemel toe. Nou, daar moet nou, tussen Adam en Eva was daar nog gesondig. En nou moet daar 'n offer kom om die sonde te betaal. En die vyand soek nie silwer en goud nie. Hy soek bloed. Come on, man. Daar moet bloed nog gevloei word. Want hy soek dit van waarde. Nou kom ek sê dit, aan die hospitaal leer ons dat hy is O negatief en is B negatief en is weet nie wat is positief nie. Dit is hoekom sy deesdae moet bloed gaan skenk. Sodat as daar 'n ongeluk gebeur en iemand soek bloed, dan kan daar miskien 'n bloedgroep kom van dieselfde aard en vir jou inspuit. Maar hy sien die vyand sê, hy soek nie daai tipe bloed nie, come on man. Hy soek goddelike bloed. Halleluja. En die Heilige Gees kom oor Maria. Halleluja. En daar is nie 'n gewone bloed wat hier kom nie. Dit is nou divine bloed wat hier kom. Met ander woorde, as hulle Jesus op bloed getoets, dan sal dit nie O negatief en B negatief en die tipe bloedgroep gewees het nie. Dit was goddelike bloed wat in die aarde gevloei het van die almagtige God. Geen bloed op die aarde was werd om jou bloed, come on man, skoon te was nie. Geen bloed op die aarde was werd genoeg, want dit het sonde bevat. Maar hierdie bloed, halleluja, het geen sonde bevat nie. Dit is hoekom dit bonatuurlik moet wees, dat dit in Maria moet wees. En dit is net die Heilige Gees, Saramokone, net die Heilige Gees, wat oor Maria moes kom. Wetenskap leer vir ons. Kom ons gaan gou weer skool toe. Wetenskap leer vir ons dat wanneer 'n man en 'n vrou gemeenskap het, daar is omtrent weet jy hoeveel duisend spermselle wat bevrugting kan gee. Die kerk is nog met my. Maar dis net een spermsel wat toch die bevrugting kan gee. Met ander woorde, dis net hy saadjie. Alles dat hy sê anders. Hulle kan dit dalk nie maak nie, maar daar is net een saadjie wat gaan om te bevrug. Jesus is in die hemel. En hy af aarde kom. Die Bybel sê dat die lei is sy glory. Afrikaans. En het sy heerlikheid een kant gesit. Om mens te word. En die Heilige Gees vat hierdie God en hy bring hom toe en maak hom so klein. Come on. Ek weet nie, julle het die daai gehoor nie. Julle het die daai gehoor nie. Die aarde is sy voetebanke. Hoe groot is die Here? Maar die Heilige Gees het die krag om hom te bring tot op iets toe wat hy nie eens kan sien. Kan maar niemand hoor maar dit nog in my gehoor nie, man. Hy hou die hele wêreld in sy hand. Dat is hoe groot die Here is. En die Heilige Gees bring hom tot niks. Sy kan nie eens sien dit nie. Die kerk is nog met my. So groot soos wat
van die Here is. Dis mos net die werking van die Heilige Gees, man. En dan sê ons nog hier ligte getuies dienaars. God is groot. Die krag van die Heilige Gees is geweldig. Om so groot God te vat en om in 'n spermsel te verander en vir Maria te bevrug. Om vir Maria te bevrug. Die Heilige Gees. Ek wil hê iemand besef waarmee ons te doen het. Ek wil hê iemand besef met wat se God ons te doen het. Want as jy besef die krag van die Heilige Gees, dan sal jy meer kan sê dat hy wat binne in my is. Ek het die kar nodig, maar hy wat binne in my is. As hy God kan gebring het, dan kan hy vir my 'n kar gee. As hy God uit die hemel kan gebring het, en my God. En Maria word zwanger. Maar die wereld zit op altijd met een probleem dienaars. En dit is zonde. Ze nou met Jezus aan die kruis van Golgotha sterf. Van dis hoekom hy gekom. Die Bijbel sê dat hy sy lewe afgelê. Hy sy lewe afgelê. Met ander woorde, hy was nie vermoor nie. Hoor jy wat ek sê? Hy was nie vermoor nie. Moet nooit 'n fout maak dat sy lewe van hom geneem was nie. Die Here het gedink hulle het vir hom doodgemaak. Maar hy het sy lewe alreeds afgegee. Vir die wêreld. So hy was nie vermoor nie. Hy het sy lewe afgelê. Omdat hy so lief het hy die wêreld gehad. Dat hy vir jou gesê het. Sy lewe was nie van hom geneem nie. Hy het sy lewe gegee. Hy het sy lewe gegee. En Jesus Christus kom af aarde toe. En hy met sonde moet hy nou te doen het en hy moet die volk verlos van die sonde. Nou in gedagte, elke persoon word gebore in die toestand van sonde. Die kerk is nog met my. Die kerk is nog met my. Is nog hier. Halleluja. Ons word gebore in die toestand van sonde. Dit is hoekom jy moet bekeer sodat jy los kan kom van die mag van sonde. Sodat sonde nie meer 'n houvas op jou kan hê nie. Maar solank jy nie bekeer is nie, solank jy nog nie rein gewas is nie, solank jy nog nie in Christus is nie, is jy 'n slaaf van sonde. Met ander woorde, jy kan nie doen wat jy wil doen nie. Jy kan nie maak wat jy wil maak nie, want die mag van sonde het jou. Hy heers nog oor jou. En die Bybel sê, as iets jou in sy mag het, dan is hy 'n slaaf van dit. Dit is hoekom sommige mense, as rook jou in sy mag het, come on man, dan is hy slaaf van dit. As hoe rekening vir jou in sy mag het, dan is hy 'n slaaf van dit. As dit is dat hy kerk toe kom en dis ook 'n gewoonte en dit het vir jou in sy mag, waarvan hy geen iets vir die Here sê nie, dan is dit 'n slaaf van dit. Van hoe komt jy elke keer kerk en sy sê ook niks nie. Sy sit nie. Dit het in jou mag, in sy mag. Sy is slaaf van dit. En op hierdie oomblik moes Jesus kom om die volk van hulle sonde te verlos. Met ander woorde, om scheiding te bring tussen jou en sonde. Nou, hoe gaan hy dit doen? Om scheiding te bring. Hoe gaan hy scheiding bring? Ons lees dit aan die einde van Mattheus, dat God het gesterwe vir jou. En toe hy sterf hy in jou plek. Amen. Nou kan sy lewe in sy plek. Come on man. Het die daai gehoor? Hy het gesterf in sy plek. Nou kan sy lewe in sy plek. Dit is dan wonder die Bybel sê dat ons die geseëndes van die Here nie.
Ons is die geseëndes van die Here. En weet jy, die groot ding wat Kersfees gaan doen, is dit. Suster, kom gou uit. Gee die man van die so prys. Ons gaan net so 'n demonstrasie doen. Van wat sonde is en hoe God ons losgemaak het. En hoe u nou net kan sê, ek is verlos. Amen. As julle gereed vir dit? Julle is nog hier. Nee, julle is nog hier. Dit jy af aarde toe kom, het sonde saam met jou gekom. Maar dit Jesus aanneem. Dit God 'n scheiding gemaak. Hy staan nog altyd in sy dienaar. God het 'n scheiding gemaak. Amen. En as ons bijvoorbeeld saam geglo was, het God hy rechtdeur gesny. Wat hy nou moet maak is. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Daar sommige mense wat nog heel dit so staan. Daar sommige mense wat nog heel dit so staan. Maar die Here sê hy is verlos. Of hier dit weg. Want hy is klaar losgemaak van die sonde. Dit nie meer hou vast op jou nie. Want as iemand in Christus is, 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 dan is hy 'n nuwe skepsel. Dan is hy 'n nuwe skepsel. Sy is verlos. Sy is verlos, 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 verlos. Iemand is verlos in die plek. Nou is dit jou keuse. Nou is dit jou keuse. Ja, van 'n Christen, dit is nou jou keuse. As festiviteit saam met, dit is nou jou keuse. Of dit kan jy hou, of jy kan dit wegbeweeg. Of dit kan jy hou, of jy kan dit besluit om weg te stap. Dit is soms iets gebed nodig. Come on. Jy moet dit wegstap van dit af. Jy moet dit wegstap. Wegbeweeg van die vriendeling, wegbeweeg van die invloede, wegbeweeg van dit waar die vyand jou ontvang. Beweeg net 'n bietjie weg. Beweeg net 'n bietjie weg. Want jou zaligheid lê nie daar nie. En jou besluit, want as jy nie vas, dan is sonde nie. Hy het gekom om die volk van hulle sonde te verlos. Hy het gekom om die volk van hulle sonde te verlos. Sonde is nou 'n keuse vir jou as kind van die Here. Wil die kerk my? Sonde is nou 'n keuse vir jou. Jy kan kies om sonde te doen en om sonde te doen nie. Die kerk kan so stil. Het jy besluit om sonde te doen? Het jy iemand wat besluit het? Want jy nie meer besluit nie. Die Bybel sê in Romeine dat die sonde, jy het nie heerskappy oor jou lewe nie. Want jy wandel nie meer aan die vlees nie. Want jy wandel nou aan die gees. Laat jou lewe ooreenstemmend wees met die roeping wat God jou geroep het. Want dit is nou 'n keuse. Ek kan nou besluit of ek wil gaan drink en of ek nie wil gaan drink nie. Iemand hoor wat ek sê. Ek kan nou besluit om in 'n vriendeling te gaan sit. Ek kan nou besluit om dit te doen wat nie in die wil is van die Here nie. Come on, man. Want daar is niks nie wat my vashou nie. Ek weet nie wat vir jou vashou nie. Dan moet ons ook kom, dan sien nou uitkom van gebed. Ons kan nie vir hy kook nie meer sing, Here maak my los nie. Van wat is hy aan vas? Van wat is hy vas? As hy losmaak nie nodig het. Die Here dan gekom om die volk te verlos van die sonde. Van wat? Het hy aan jou Bybel gelees nie? Toe lees ek my Bybel en toe red die Here my siel. As hy nou nog vas. Sit jy nou nog vas is? As hy nou dit doen, dan is dit 'n keuse. As hy nou dit doen, dan is dit jou eie skuld. As hy nou dit doen, is opsetlik. As hy nou dit doen, dan is dit verraspris. Daar is te veel woord binne jou. Daar is te veel goddelike liefde binne jou.
sal voorsien. Ek weet die Here sal vir my deurkom. Ek weet daar sal uitkoms wat binne my is as groter en sterker as hy wat in die wêreld is. Ek weet wat dit is. Ek kan gaan in 'n koester. Sy is meer as oorwinnaar deur die Here. Ek is tot alles in staat deur die Here wat my die krag gee. Ek hou van wat ander vertaling sê. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Christus was die salwing en was die halleluja wat Jesus die Christus gemaak het, wat Jesus die Messias gemaak het. Met ander woorde, ek is tot alles in staat deur die salwing. Oh, wat my die krag gee. As die salwing in die plek, as die mense wat weet wat die salwing in sy lewe doen, as hy weet en ek is tot alles in staat deur my salwing wat my die krag gee. Dis my keuse. Dis my keuse. Dis my keuse. Dis my keuse. Sy sal afvallig word in jou keuse.